Hoe ons dit gaan doen, maar ons is nou amper in hierdie saal. Stel, jy kan nie die mense hier inbring nie, die plek is verskriklik vuil. Hy is nie vuiler as daai ene nie. So dit irriteer my nogal, maar ons gaan hom skoonmaak en regmaak. Dorinda en Cleon het vanoggend 'n goeie idee gehad, en soos moet dalk een dag kom en dan almal vat 'n sitplek, 'n paar sitplekke en ons was die goed en skrop die goed en kry die ding net skoon. So ons gaan maar sien hoe ons dit gaan doen. Maar dit moet gedoen word. Die oomblik, die ouens is nou hier uit. Hulle het amptelik laas Sondag klaar gemaak. Maar al hulle goed staan nog hier. Daai stel dromme is hulle sin hierdie net ons persent gekry juis vir hier. So is 'n klomp van hulle goed nog wat hulle eintlik gesê het ons kan oorkoop. Wat ons eintlik nodig het, maar iewers moet ou net op 'n prys ooreenkom en ek het hulle 'n prys gemaak, maar hulle het nie gedink ek maak grappies. So ek dink hulle wil dit vir een van hulle ander gemeentes gee, as ek dit nou so reg het. So, maar hier is 'n klomp goed. Daai stel dromme, as jy hom gaan nie koop, sal jy seker so, ek weet nie, 18.000 of iets betaal vir die ding. Hulle het hom bijvoorbeeld op vir 12, ek het vir hulle gesê, hoor jy, ons sal julle, ek het hulle 25 geoffer vir alles wat hier binne is, maar dis obvious te min. Maar hier is 'n klomp goed wat ons eintlik kan gebruik. Soos die wires en al die goed. Jy weet, om nou nuwe klankstelsel te gaan koop en die snyk en al die goed, dit is 'n ander duur uitgawe. En om die goed te installeer, so alles is eintlik hier. Mens moet nou nie dom wees nie, ons moet maar kyk hoe ons dit kan doen. Om dit deur te voer. So, maar baie welkom. Ek dink dit is vanaand die eerste keer in die kerk. Ek moet sê, ek like dit as ek julle so min sien nie. Ek like as ek julle hele body sien, want dan kan ek dadelik sien wat 'n ou wil hardloop en wat 'n ou wil huil en wat 'n ou wil wat doen. Hier kan ek nie lekker sien nie. Maar baie welkom in julle, hoor. Julle voel net vir my so ver, aan die ander kant is 'n bietjie half meer nader aan my. Maar ons gaan van hier af voortgaan, so ons sal waarskynlik die opleiding maar altyd daai kan doen. Ek wil net daai plekke bietjie uitsorteer. Want dit is nogal vir my frustrerend, weet, as hy lyk soos hy lyk, en ons het nog nie skoonmaker, ons het nou 'n skoonmaker wat gaan inkom, 'n dametjie wat daar by ons by die kerk ook werk, maar ek wil nie sy moet skoonmaak hier voordat hierdie ander ouens se goed nie alles hier uit is nie. Of as ons dit oorgeneem het, dan sal dit uit die aard van die saak 'n ander ding. So ons gaan maar kyk hoe werk dit goed uit. Alright julle, ek bid dat julle vanaand regtig gaan baat vind by dit wat ons gaan bedien. Dis altyd vir my 'n baie lekker onderwerp om oor te praat, maar dis 'n gevaarlike onderwerp. Ek wil net sien, ek het vanoggend 'n nota gemaak wat ek eintlik met julle wou deel, wat Dirk vanmôre geraak het. Alright, ek sal nou ook even kan kry, ek is hier op die regte plek, maar ek wil nou nie die skrif kry. Maar hartlik welkom, so as jy kruip nou 'n bietjie agter 'n stoel weg, maar praat maar nog steeds met my soos altyd. Ek hou nie baie van die idee dat mense in opleiding soos 'n klomp eende in 'n ry sit nie, maar ons het nou nie 'n ander keuse nie. So kom ons bid net saam en dan vra ons die seën van die Here so op vanaand se gebeure. Here, baie dankie vir u goedheid en die guns. Ons kom buig in aanbidding voor die troon, o Here, en ons weet dat aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En Here, ek wil vanaand bid dat u ons van hier af vorentoe sal vat, terwyl ons dan eintlik vir die eerste keer vanaand, Here, hier in die formele kerkgebouetjie is, Here, wil ek vir u dankie sê dat ons die geleentheid het om ook hier in u naam groot te maak. En Here, ek het in my lewe iets geleer, dat u is nie afhanklik van enige gebou nie, u is nie afhanklik, Hemelse Vader, van rykdom of armoede nie, u is nie afhanklik, Here, van goeie sprekers en nie goeie sprekers nie, u is afhanklik, Hemelse Vader, van 'n hart wat gewillig is om te luister na u stem. En u soek maar net 'n mens wat bereid is, Here, om gehoorsaam te doen wat u vir hom sê.
En Here, ek wil bid dat U elke man en vrou wat by hierdie disippelskapskool aangesluit het, Here, dat U hulle sal toerus binne die krag van U koninkryk en dat U net U naam, Here, sal heilig en dit wat U, Here, hier wil doen met betrekking tot ons land. Here, ek het vanmôre uit hierdie gedeelte wat Dirk oor bedien het hier uit Haggai uit, Here, het ek soveel dinge geleer wat U wil doen met betrekking tot ons vorige tyd in gebed, Here, waar ons gebid het vir hierdie land vir bykans 10 jaar, waar ons U aangesig gesoek het, Hemelse Vader, op 'n baie konstante manier en 'n baie dieper gebed intensiteit, Here, as wat ons tans het. En ek wil bid dat U dit sal herstel en dat U ons op 'n plek sal bring waar ons sal verstaan dat ons verantwoordelikheid is nie om 'n kerk vol te maak nie. Ons verantwoordelikheid is om siele gered te kry. En U sal by die gemeente voeg die wat U red. En ek wil bid, Here, dat U dit sal doen in hierdie dae en dat U, Here, elke persoon wat sy hart oop is, dat U met hulle 'n persoonlike ontmoeting sal hê. Ek wil bid, rig U, Here, voorbidders op, gebedsvennote. Rig U, Hemelse Vader, manne en vroue op met 'n intense gebedsgees en laat U naam geheilig word en die koninkryk kom. Ek vra dit alles, Here, nie omdat ons van U iets verdien nie, maar alleen uit die grote genade en ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Alright julle, ek kon net sien net Johan hulle laat weet hulle kom nie. Ja, ek weet hulle kom. Is dit okay? Goed, maar hartlik welkom. Net ek hier se presensielys, so vul dit asseblief my in en dan het julle 2 boekies gekry. Almal van ons het 'n ek moet net hier so sien. Julle het so 'n boekie E2 gekry. Nou dit is die vorige boekie, die nommertjies was nie reg hier voor nie en ek het byvoorbeeld die video se inligting wat ons gekyk het nie in die ander boekie gehad nie. Ek het dit hierin vervat en daar is so 1 of 2 video's wat ons nie gekyk het nie. Wat ons eintlik maar een of ander tyd net weer, ons sal weer deur hierdie goed werk wanneer die tyd reg is en ek voel ons gaan regtig begin met betrekking tot dit. So ons gaan net hierdie volgende maand verbykry om alles hier uitgesorteer te kry en ek dink dan gaan ons die eerste naweek in Mei maand gaan ons amptelik moet aandienste begin in plaas van die opleiding. Dit sal dieselfde tyd wees. Ons gaan teen daai tyd het ons daar redelik gevorder met die opleiding en wat ek sal doen is ek sal die laaste deel van daai opleiding sal ek dalk bedien soos in 'n preekformaat of wat ook al soos die Here ons lei met betrekking tot dit. So maar kom ons stap hierdie pad saam met die Here en ons kyk wat God wil doen. Vir julle wat ver kom, ek waardeer dit en ek weet die Here sien dit raak en hy gaan vir julle ook ryklik seën en ek weet God gaan net werk van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Alraai julle, daar's 'n skrif hier in Haggai wat hy sê in die 2de hoofstuk. Vers 15, hy sê, merk, en staan nie in die lesing, ek wil net sommer daarby begin, merk dan nou tog op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here. En hierdie gaan oor die herbou van die tempel nadat die ballinge na 70 jaar teruggekom het uit van Babylon af en die Here hulle teruggestuur het. Kom hulle letterlik in Jerusalem en alles wat hulle vind is verwoes. Die kerk is die tempel is totaal verwoes, niks het oorgebly nie. Alles wat hulle opgebou het oor 'n leeftyd lank, oor generasies lank is vernietig en die ellende is so groot dat toe Nehemia se broers by hom kom en hy hoor wat is die toestand van armoede in Jerusalem, het hy letterlik vir weke gaan sit, vir maande gaan sit. Dink as daar's 'n tyd aan dit gekoppel waar hy voor die Here gaan sit en ween en gevas het, totdat die koning naderhand agtergekom het dat Nehemia is nie wie hy altyd is nie en hy vra vir hom weet hoekom treur jy? Nou in die protokol van sy ampt wat hy beklee het, was daar geen manier dat 'n ou wat voor die koning gedien het enigsins hartseer kon lyk of kon voel of kon emosioneel optree nie, anders was hy beloon met die dood. En hier is Nehemia en hy kan nie sy toestand verhelp nie en toe die koning hom uitvra en hy bid dat die Here vir hom 'n deur sal oopmaak by die koning dat hy kan gaan kyk wat daar aangaan. En hier maak die Here die deur oop en die Bybel sê en Nehemia het bevrees geword toe hy dit hoor. Maar wat belangrik is om te verstaan is dat hulle gaan terug en hy vind die mure is omgekeer, die tempel is verbrand, alles is weg.
en dit is chaos en daar's armoede wat heers. En nou kom hierdie profeet Haggai en hy sê hierso, merk dan nou tog op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here. In die tyd het iemand gekom by 'n koringmiet van 20 maat en daar was 10. En hy het gekom by 'n parskyp om 50 emmers te skep en daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met die brandkoring en die heuningdou en haal, al die werk van julle hande, nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die Here. Merk tog op van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, naamlik van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het. Merk op, is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van daardie dag af sal ek seën. Vir die tweede maal het die woord van die Here gekom. So waaroor hierdie hele gedeelte gaan, is die absolute armoede wat in Israel is. En dan kom die oproep deur die profeet tot Israel, wat die Here sê, maar ek gaan julle help. Ek gaan vir julle ingryp, maar julle moet besluit. En dan stem die volk saam met Serubabel en Joshua in dat hulle gaan hierdie tempel herbou, en dan maak die Here 'n belofte dat sy latere heerlikheid sal groter wees as sy vroeëre heerlikheid. Maar die toestand wat daar geheers het van armoede is 'n finansiële, is 'n ekonomiese staat. En julle kan kyk dat die oomblik wanneer 'n volk, wanneer 'n nasie, wanneer 'n etniese groep, jy kan dit baie sien, God uitlaat uit hulle lewe uit, dan sien jy hoe mense krepeer. Jy sien hoe mense in armoede leef, en jy sien hoe mense nooit voorkom met betrekking tot dit nie. So ek gaan vanaand begin, ons het laasweek het ek met julle gepraat oor die eerste lesing in julle boeke, dis nou nommer 3E3, het gehandel oor die seun van Abraham is ook vir jou, en ons het dit laasweek stilgestaan op, met ander woorde waar die Here vir Abraham roep, en julle moet baie mooi verstaan, Abraham, daar skrifte wat na Abraham verwys, dat dit lyk asof Abraham in Haran begin geroep was. Maar Abraham was al in Mesopotamië geroep. Hy het sy broers, sy broer is oorlede, en hy het sy broers kind gevat en sy vader gevat, en hulle het getrek na Haran toe. Maar toe raak sy pa siek, en die ou man was al seker oud gewees, hy kon nie vorentoe gaan nie, en daar het hulle vasgehaak in Haran. En daar het hulle gestaan, mens weet nie hoe lank hulle daar was nie, ons lees dit nie, maar daar was 'n interim tyd, waar die Here met Abraham gepraat het in Mesopotamië, want nou moet jy Handelinge 7 gaan lees, en jy moet Handelinge in Genesis 12, en Genesis 15 en Genesis 17 saam lees. Want daar sien jy die totale spektra van wat daar gebeur het, jy sien die totale som van hierdie verhaal. As jy Handelinge 7 bylees, waar Stefanus wat gekruisig word hierdie woord bring. So, almal van ons is gekoppel binne hierdie stelsel dat God vir jou sê wat jy moet doen. En as jy doen wat die Here vir jou sê, as ons gehoorsaam is aan God se roepstem, as ons gehoorsaam is aan God se, kom ons noem dit sy stelsels. Want die koninkryk het stelsels. Net soos wat daar natuurwette is, het die koninkryk wette wat jy niks kan aandoen nie. Met ander woorde, een van die wette in die koninkryk is, as iemand jou op die een wang slaan, wat sê hy? Draai die ander wang. So met ander woorde, as iemand vir jou vra loop 1 myl saam met my, en dit het nou gegaan oor die Romeinse soldate, wat 'n wet gehad het in die Romeinse ryk, wat gesê het, hulle kan vir jou vra, loop, jy moet, as hy vir jou sê, dra my sak, dra my kiet, dan moes jy hom vir 1 myl gedra het. Jy het nie keuse gehad nie. Dit was 'n wet. Nou kom die Here, en dit was vir die Jode 'n groot issue, want hulle het hulle gehaat. Okay, want nou is hulle slawe van die Jode, van die Romeinse ouens, en hulle kon dit nie handle nie. Nou kom hierdie soldaat, en hy sê, dra my sak, en hulle het dit nie van gehou nie. Okay? Nou sê die Here vir ons uitdruklik daar, die Here Jesus sê vir hulle, as die soldaat vir jou sê, loop 1 myl met my sak, wat moet jy doen? Dra hom vir 2 myl. So, in die koninkryk van God is dit so, as jy wil vry raak, moet jy vergewe. As jy meer wil hê, moet jy meer gee. Kan jy sien, ons noem dit the opposite spirit. So in die koninkryk werk die goed nie soos in die wêreldse sfeer nie.
In die wêreldse sfeer werk dit so, as jy finansiëel wil vooruitgaan, moet jy al hoe meer bymekaar maak. In God se koninkryk werk dit nie so nie. In God se koninkryk werk dit andersom. Hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy inkry. So, daarom is dit so dat in die kerkwêreld vandag het die prosperity boodskap baie vlam gevat en word dit eintlik misbruik en uitgebuit. En is dit ook so dat baie keer mense die prediking rondom dit verkeerdelik verstaan, omdat alles in hulle lewe tot bekering gekom het, behalwe soos om Leon eendag van 'n konferensie gepreek het, hulle gatsak. Nou jy mag dit nie van 'n kansel sien, maar ek is daarom nie op 'n kansel nou nie, né? So hy het altyd gesê jy moet 2 maal tot bekering kom. Jou siel moet tot bekering kom en jou gatsak moet tot bekering kom. Hy het dit van 'n kansel af eendag gepreek. Dis almal, hoe kan die pastoor so van die kansel af sê? Maar dis die waarheid julle. Want daai jaar het almal hulle beursie in hulle agterkant gedra en hulle sakke hier, né? So nou deesdae ons moet nou hierdie ding, ek sien sommer nou die dag sê jy wat sommer so betaal met die foon. Ek het dog dit en daai klink vir my risiko, hoor. Maar nou ja, dis hoe die jong mense dit doen of dis hoe die geleerdes dit doen. Ek sukkel nog om 'n EFT te doen, so hulle doen dit so. Maar nou ja, dit is die ekonomie van die koninkryk verskil van die ekonomie van die wêreld. Hoekom? Daar's 2 bene wat die koninkryk op staan. Julle moet dit altyd onthou. Wie van julle kan vir die eerste been gee? Nou net nie almal gelyk nie asseblief. 2 bene waarop die koninkryk funksioneer. Wat is die eerste been? Geloof. Wat is die tweede been? Okay, dit ben nou net in Afrikaans, jy weet ek is ons nou Afrikaans. Nee, toe hom nie worry die bef. Gehoorsaamheid julle. Okay, so daar het ons dit daarom nou uit hierdie gehoor uit hierdie klomp studente uit hierso. So die koninkryk funksioneer altyd op gehoorsaamheid. Dis die een been waarop hy loop en die ander been waarop hy loop is geloof en gehoorsaamheid. Jy kan nie die koninkryk in besit neem as jy nie geloof het in wat God sê en gehoorsaam is en doen wat God sê nie. Want God gaan nie sy Bybel verander en dit ek al vir julle 10.000 keer gesê om by jou situasie te pas nie. God gaan my en jou verander om binne die riglyn van sy koninkryk in te kom. Sy koninkryk in eenvoudige taal, julle wat nou van die begin af hierdie kursus bygewoon het, beteken letterlik dis die plek waar God regeer. Daarom kom Jesus by sy disippels en hy sê, kom agter my aan. Die Engelse Bybel sê, follow behind. Die Griek sê, opizo. Nou julle, ek het al, jare terug het ek al begin om 'n Bybel te saam te stel, 'n opizo Bybel, wat 'n voetspoor Bybel is, maar ek het net nie, ek het net nie tyd vir dit, ek kom nie by die ding uit nie. Maar ek het al redelik baie werk gedoen uit die Nuwe Testamentiese kant uit om dit te doen. Want Christus sê, kom agter my aan. Wat beteken dit? Follow behind, walk in my footsteps. Wat sê 1 Petrus 2 vir ons? Ek het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle my voetstappe kan navolg. Nou julle, as jy in Christus se voetstappe loop, beteken dit, jy is nie langs hom nie, en jy is ook nie voor hom nie. Jy is agter hom. En as hy stadig loop, hoe loop jy? As hy vinnig loop, hoe loop jy? As hy hard loop, wat doen jy? As hy stil staan, wat doen jy? Presies dieselfde. Opizo. Follow behind, walk back, stap in sy voetstappe, loop soos Jesus geloop het en loop waar Jesus geloop het, waar hy loop. Verstaan jy? So dit is hoekom die oomblik wanneer ek die plek kan word waar God regeer. Want dis wat die koninkryk beteken. Ek moet die plek word waar God regeer. Sy koninkryk kom nie met sigbare tekens nie, maar sy koninkryk is binne in julle. Met ander woorde, dit is 'n ewige koninkryk in die hemel, maar die koninkryk van God is nie net 'n koninkryk van eendag nie, dit is 'n koninkryk vir nou en dan. So met ander woorde, dis 'n koninkryk vir vandag, dis 'n koninkryk vir môre, dis 'n koninkryk vir altyd. Wie van julle ken Psalm 145? Kom aan, ek het daai skrif ook al baie gegee. Iemand wat 'n Bybel het, soek hom gou vir my op. 145. Julle moet nie so stadig wees nie, hoor. Ek wil net sien wat 'n vers.
145 vanaf vers 9. Die Here is vir almal goed. Sy barmhartigheid is oor al sy werk. Al die werke loof U, o Here, en die guns genote prys U. Hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk en spreek van die mag. Om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. Die koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en heerskappye en die heerskappy duur deur al die geslagte. Net tot daar. Hoe lank duur sy heerskappy? Alles. Die koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue. So hoe oud is hierdie koninkryk in terme van die mens? 6000 jaar. Maar sy koninkryk is voor die mens en sy koninkryk sal wees na hierdie aarde. Okay? Sy koninkryk is deur alle geslagte. Nou, as ek die woord koninkryk sien, dit is sy domein. Die woord koninkryk beteken die plek waar God regeer, die plek waar die koning regeer. Dit is wat die koninkryk beteken. So sy koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue. U heerskappy duur deur al die geslagte, van Adam af tot by die laaste, tot by Jesus Christus se wederkoms. En dan gaan hy steeds regeer tot in alle ewigheid vir 1000 jaar en daarna vir ewig. Okay, so het julle dit. So sy koninkryk kan nooit net die hemel wees nie, julle. Sy koninkryk bevat alles, sy koninkryk beslaan alles, sy koninkryk is in elke persoon wat na hom soek, wat hom eers stel. Want wat sê Matteus 6:33? Soek eers die koninkryk van God. Nou, vervang bietjie die woord koninkryk met heerskappy. Soek eers die heerskappy van God waar? In jou lewe en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Watter ander dinge? Net die vorige verse. Moenie jou bekommer oor wat jy sal aantrek nie. Moenie jou bekommer oor wat jy sal eet nie. Moenie jou bekommer wees oor niks van hierdie wêreld nie, maar soek eers my heerskappy in jou lewe. Want as ek in jou lewe heers, het jy alles. Dan sal ek onderneem, ek sal gee, ek sal vir jou die deure oopmaak en ver bo wat jy bid, sê Paulus, en ver bo wat jy dink, sal die Here vir ons doen. So met ander woorde, sy krag is onbeperk. En ons moet dit verstaan. So wanneer ons gaan kyk na die seun van Abraham, hy trek weg uit Haran uit. Nadat sy pa sterwe, sê die Here weer vir hom, gaan na die land wat ek vir jou gegee het. Dan vat hy vir Lot, en hy vat sy vrou, en hy vat sy diensknegte, en hy vat alles wat hy gehad het, en hy trek. Waarheen gaan hy? Hy het nie 'n klou nie. Hy weet nie. Hoe gaan hy daar uitkom? Hy weet nie. Hoe lank gaan dit vat? Hy weet nie. Hy het een ding wat hy weet. Daar's 'n belofte dat daar 'n Messias uit sy nageslag gebore sal word. En daai nageslag sal wees soos die sand van die see. En hy wat gebore sal word, sal 'n seën wees vir alle nasies. Jammer vir die boere, nie net vir julle nie. Okay? Die Bybel sê vir alle nasies. Okay? So God roep ons om dit vanaand te verstaan. Sy blessing op Abraham, en dit het ek verlede week met julle stil gestaan by. Die Here vermeerder alles, laat sy diensknegt na hom kyk en sê, hoor, hierdie man is gebless. Hierdie man is geseën. Nou gaan Isak, en wat sê die Bybel oor hom? Hy is so gebless dat al die Egiptenare en al die ouens raak jaloers op hom, omdat hy so gebless is, en hulle is naaiwerig op hom, want hulle sien die hand van die Here op hom. Dan kom ons by ou Jakob. Nou julle, ou Jakob was net so geseënd. Hy sê ek het alleen met my staf oor hierdie Jabok getrek. Na 20 jaar kom hy terug en sê hy met 3 laars vol mense, vol skape, vol wat ook al. 3 laars. En dan sien jy hoe jaloers hulle op hom is, weer eens. En hoe dat hulle hom probeer afknou en al die goed doen hoekom? Want hy is geseënd in die Here. Ek meen Laban het hom probeer afknou, hy het sy loon hoeveel keer verander. Want God was met hom. Want God se belofte is in hom.
En julle, dra ek en julle nie ook God se belofte nie. Okay. So kom ons gaan kyk vanaand so, ons is nou vanaand by die seun van Abraham as ons verby, so ek wil daar begin op bladsy 7. Bladsy 6b. Die koninkryk en finansies. Okay, so wanneer ons hieroor praat, wil ek hê jy moet verstaan. Ek praat met jou uit 'n koninkryksoogpunt uit. Want as ek sê God is die heerser van my lewe, dan beteken dit, hy sê al die goud en al die silwer, wat sê die Bybel, is syne. Staan hier iewers in dieselfde skrif wat ons nou gelees het. Al die goud en al die silwer is syne. Okay. Ek weet nie of jy goud het Suid-Afrika nog nie, as hulle nog goud oor het nie, miskien het die politikuste dit ook gesteel. Moenie worry oor daai ding nie, is een van 'n alarm wat 'n pyn kry en dan skree hy. So, al die goud, al die silwer is die Here se. Hoeveel kan ons op aanspraak maak as ons sin? Niks. So wat het ons eintlik? Eintlik niks. Want onthou, jy het nogal redelik leeg hier ingekom. En jy gaan definitief nie met 'n venter sleep waar jy uit nie. Okay. Ek het hulle begrawe, glo my. Ryk en arm. Al wat verskil is die kus. En dan het ek rykes gesien wat sê, hoor, die begrawe my eerder in 'n armmanskus. So, rykdom is relatief. Rykdom is in jou gees. Maar God bedeel ons toe met goed. Met een uitsluitlike doel. Ons gaan vanaand sien, vanaand of volgende keer. Sodat jy kan doen wat Abraham gedoen het. Ek en jy moet die seën wees vir ander mense. Ons moet God se koninkryk uitbou. Julle, ek het dit gehoor en ek het dit redelik uit ondervinding of ek het dit gehoor by ouens wat hierdie kursusse bygewoon het. Ek dink dit is nogal Atterbury, die ouens van Atterbury, hierdie ou groot ontwikkelaars. As jy na daai ouens se getuienis luister, dan sal jy sien dat dit draai oor hierdie goed. Hoe van julle het al Colgate tandepasta gebruik? Ek julle almal. Nou Colgate tandepasta se aanvanklike eienaar, weet wie dit was wat begin het vir die Here gesê, Here, ek gaan getrou wees in dit wat U van my verwag. En hy het begin, en hy het vir die Here gesê, Here, maar as jy my seën, wil ek my totale portefeulje so bestuur, dat ek nie 1/10 van my inkomste vir U gee nie, maar dat ek uit 1/10 sal leef en U 9/10 vir die koninkryk sal vat. Nou jy het gesien, as hulle 'n paar Colgate tandepastas deur jou lewe hoor. Okay, so jy het 'n aandeel daarin. So, daai ou het iets verstaan van God se koninkryk af, en ek en jy moet dit verstaan. Ek kan nie vir jou sê, ek was baie jare, ek was 25 jaar, van 1998, 99 af, was ek betrokke in die nasionale kerk op een van die twee hoofampte van die nasionale kerk in Zimbabwe en Malawi. Om die beurt het ek die een gedoen of die ander een soos die Here maar gelei het in daai tyd. En dan is ek verbaas en verstom om te sien binne die kerke hoe min gemeentes en pastore hierdie beginsels ken. Ek kan dit nie verstaan nie. Dan gaan kyk ons na hulle inkomste, dan sien jy hulle krepeer. Dan vra jy hoekom? Wat gaan gebeur as jy ongehoorsaam is aan God? Hy kan jou nie bless nie. Wat gaan gebeur as jy gehoorsaam is aan God? Hy wil jou bless. Okay. So kom ons kyk wat staan hier, die koninkryk en finansies. Nou ons het in die vorige lesing gesien dat Abraham die seun van die Here deur sy gehoorsaamheid aan die opdrag van God en sy geloof in God geaktiveer het. Kan jy sien, daar's die twee bene waarop die koninkryk staan. Geloof en gehoorsaamheid. Paulus skryf in Romeine 4:3 die volgende. Want wat sê die skrif? Daar staan do, dan is die ding is nie geredigeer nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid
gereken. Wat beteken in eenvoudige taal die woord geregtigheid? Julle kan nou maar dit vir my in Engels sê, want in Engels sê dit lekkerder as in Afrikaans. Okay? In right standing with God. Met ander woorde, in die regte stand voor die Here. So, hoe kom Abraham in die regte stand voor God? Deur sy geloof. Okay? Maar geloof sonder werke is dood. As Abraham gesê het, "Jesus Here, ek glo U dat uit my nageslag gaan Genesis 3 vers 15 vervul word." En het in Haran gebly. Wat sou met Abraham gebeur het? 0. Hy sou nie die vader van geloof geword het nie. Maar omdat hy God glo, omdat hy in God vertrou. En julle moet mooi verstaan wat is sy agtergrond. Die Bybel is uitdruklik dat Abraham se pa was 'n maan en sterre aanbidder. Het julle dit geweet? Okay, die Bybel sê dit. Dis hoekom die hele moslimwêreld steeds vandag die maan het. Daar's een plek wat is haar ou se naam, is dit Jehu gewees wat saam met Deborah wat Deborah vir gesê het gaan verlos hierdie volk daar in rigters. Was dit Jehu? Wat is sy naam? Ek dink was Jehu gewees. Toe sê vir Deborah, ek sal gaan as jy saam met ons gaan. Wat is sy naam? Barak, ja, daar is hy. Een van hulle. Ek weet nie hoekom dink ek nou dis hy nie, maar dit ek gaan kyk maar. Toe hy die oorlog gewen het teen Ismael. Nou wie is Ismael? Abraham se ander seun. Abraham se ander seun, maar in ons tyd vandag wie is dit? Dis Islam. Okay, hulle Islam. Okay. Dis Islam. Dan sê die Bybel en hy het die goue mandjies van hulle kamele afgesny. Hulle kamele was versier met goue maane. Daai teken kom al jare. Dit kom al jare. En sien dit in die Bybel. En dit pronk op elke moskee. So daar's 'n direkte koneksie. Hulle gaan dit ontken, hulle gaan dit nooit vir jou sê nie, maar daar's 'n direkte koneksie na Abraham se pa toe, wat 'n maan en 'n steraanbidder was. Want onthou, as sekere goed wat nie verdwyn nie, want is in die geestelike atmosfeer, dit werk in die bonatuurlike sfeer, waarvan Efesiërs die 6de hoofstuk uit Paulus se mond en pen vir ons baie duidelik sê, julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte in die lig. So ons sien hier dat Abraham glo die Here, dit word hom tot geregtigheid gereken. Nou skryf Paulus verder aan die gemeente van Galasië die volgende openbaring. Hy sê, Galasiërs 3, vers 6 tot 9, vers 13 en 14. Net soos Abraham in God geglo het, en dit hom tot geregtigheid gereken is. So kan jy sien, is dieselfde wat in Romeine staan. Julle verstaan dan, dat die wat, wie is dit? Elke een, wie? Okay? Dat die wat uit die geloof is, sluit dit ons in. Okay, ek hoop so. Okay? So dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. So hoe word jy 'n kind van Abraham? Islam beroem hom op die feit dat hulle kinders van Abraham is. Paulus weerlê dit hierso en sê, jy's nie 'n kind van Abraham omdat jy uit Abraham se nageslag is nie. Jy's 'n kind van Abraham as jy glo wat Abraham geglo het, want dit is hom voor God in geregtigheid gebring. So elke persoon wat geloof het in God, in die werkinge en die beginsels van die Here, dit moet ons weet. En jy's getrou daarin, jy's gehoorsaam daarin. Die Here kan nie anders nie, jy kom in die regte stand voor God. En die oomblik wanneer ek en jy in die regte stand voor God kom, dan begin die Here ons seën. En soos Abraham in God geglo het en dit hom tot geregtigheid gereken is, julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is,
Julle is kinders van Abraham. En die skrif, julle hierdie is 'n kwaai ding. En die skrif, wat is hy volgende woordjie daar? Omkring daai woord, en as jy 3 makerpenne het, merk hom sommer pink, geel en rooi, wat 'n kleur jy ook al het. Want dit is 'n belangrike konsep wat jy moet snap. En die skrif, wat vooruit gesien het, waarheen? Na Jesus toe. En die skrif, want onthou hy is nou by Abraham, waar kry jy Abraham in die Bybel? In Genesis. Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17 is die hoogskrifte oor Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, kyk nou mooi, het vooraf aan Abraham wat verkondig? Julle? Ek hoop julle snap wat ek hier vir julle sê. Want hierdie skrif het die totale koninkryk, was een van die skrifte vir my oop laat gaan. Wat het Abraham ontvang 6000 jaar gelede? Wat het hy by God gehoor? Die evangelie sê hierdie skrif. Nou gee my die Afrikaanse sinoniem vir die woord evangelie. Good news. So wat het God aan Abraham verkondig? Die evangelie gelyk aan die goeie nuus. Is ek reg? So God kom by Abraham en hy gee vir hom goeie nuus. En wat is die goeie nuus? Abraham, ek gaan jou en Sarah gebruik om Genesis 3 vers 15 die moederbelofte van alles in hierdie wêreld te vervul. Maar daar's 'n voorwaarde. Lig jou stert, laai jou donkie, sit jou vrou op 'n kameel, vat my ou lot saam en go. Wat doen Abraham? Hy sit nie sy vrou op die kameel, hy sit daar op die donkie. Nee, nie regtig nie. Hy pak sy tassie en hy gaan. So wat sê dit vir jou? Geloof het altyd aksie. Toe ek vanaand hier instap laat of vanmiddag laat, was dit redelik donker hier binne en dit was redelik bedompig hier binne. Ons het geloof gehad as ek die skakelaar, ek moes hom eers kry want ek weet nie waar sit die deksel se ding nie. Toe onthou ek Karla het hom nou die ander agteraan gesit. As jy die skakelaar druk, gaan die lig brand. Ek het nie een keer getwyfel toe ek daai skakelaar druk dat daar nie 'n lig gaan aangaan nie. Want iewers moet 'n lig aangaan. Hoekom? Want die krag vloei as jy gehoorsaam die skakelaar druk. Is daar krag op die skakelaar? Yes. Maar jy moet hom druk sodat die stroom kan vloei. Abraham, ek wil jou bless. En die blessing wat ek na jou toe gaan gee, gaan 'n wêreldimpak hê. Uit jou gaan die belofte van Genesis 3 vers 15 aan Adam en Eva gaan aan Noag hulle, dit gaan in jou vervul word. Maar jy moet trek na die land wat ek jou sal wys, wat oorloop van melk en honing. En hy sê dit nie daar nie, maar gevlad is met heidene. Want onthou, daar was 7 nasies in Kanaan wat Israel moes face voordat hulle Kanaan in besit kon neem. En al 7 nasies was heidense nasies. God moes homself aan die wêreld openbaar dat daar geen ander God is as hy nie. En daar leer hulle hierdie God, wat sê ou Ragab, wat is dit, Ragab ja, wat die rooi lint by die muur laat uitsak het.
Wat sê sy toe die verspieders by haar kom oor Israel? Sy sê, hier binne in hierdie stad, sidder die mense vir julle, omdat hulle gehoor het, wat julle God, maar sy sê nie julle God nie, sy sê wat God aan Egipte gedoen het. Daarom is die poorte gesluit, en het word gesluit gehou, toe hulle gesien het, en julle, dis nog 'n ander interessante ding, na 40 jaar trek hulle deur die Jordaan. Wie van julle weet dit? Hulle het eers deur die see gegaan, toe rebelleer hulle moes gerebelleer teen die Here, en toe sê hy, okay nee, nou gaan julle mos vir 40 jaar eers hier in die woestyn rondtrek, en toe loop hulle al om 'n sirkel, 40 jaar lang, tot hulle hele geslag dood is, want hy het gesê, hierdie geslag wat ongelowig is, kan nie Kanaan beerwe nie. Hoekom nie? Want net geloof kan in Kanaan ingaan. En toe kom hulle na 40 jaar, en die Here bring hulle by die Jordaanrivier, en hy sê, okay, nou is julle reg, al hierdie ou mense is dood, wat julle negatief ingestem het, almal wat hierdie negatiewe woorde gespreek het, almal wat nie vir Caleb en Joshua geglo het, dis net Caleb en Joshua wat oorgebly het, die res van hulle is almal kapot, hulle is gone. Nou gaan julle deur die Jordaan. En hoe lyk die Jordaan toe hulle by die Jordaan kom? Ai, tog, kan die Here nou maar nie net 'n ander dag kies nie. Daai ding loop in vloed. Julle, ek weet nie of jy al hierdie rivier onder gesien sy loop nie. As jy bo op daai wal staan as daai rivier afkom, jy sidder. Jy gaan so. En dis jou Apies rivier. Jy bewe as daai ding loop, want daai hele grond maak so. En hier kom hulle by die Jordaan, en daai ding loop. En wat sê die Here? Sê vir die priesters, loop vooraan. Ai, die arme priesters. Dis hoekom die pastore so grys word so vinnig. Hy sê, en wanneer julle voet in die water sit, dan moet die volk kom. En hulle lyn almal op. En die priesters vat die ark van die Here, en hulle begin hulle voet in die water sit. En wat gebeur met die Jordaanrivier wat in vloed is? Hy dam op. En gee die een raai tot waar? Tot by Adam. Ek lees dit tog, Here. Ek voel die salwing van die Here, man. Daar waar die probleem begin. Hy dam maar 'n rivier op. Om vir Adam te sê, vandag stap my mense in die beloofde land in, wat ek aan julle beloof het. In Adam, en in Eva, en in Abraham, wat sal vervul word in Christus Jesus. Die hele Jericho, die versterkste stad van almal. Daai ding het walle gehad, daar was 'n 45 grade pitch teen daai walle op. Wal, platform, wal. Hulle kon hom nie stamp met hierdie stampers, met wat hulle daai goed, daai pale wat hulle gebruik het nie. Hulle kon hom nie skiet met 'n ketting nie. Die skynste van die wal, dit was die mees versterkste stad in die wêreld in daai tyd. En wanneer jy sou opbeweeg teen hierdie muur, is jy 'n oop teiken vir die boogskutters wat bo staan. Want jy kan nie van onder af loodreg opkom nie, jy moet teen die skynste opkom, dan het jy 'n platform en dan is daar die muur. Was nie 'n manier nie. En hier staan Joshua en hy kyk na hierdie stad. En hier staan hierdie klomp ouens, 40 jaar man, is hulle in slawerny, brein gebrand deur die son, verskroei eintlik, 40 jaar daarna in die woestyn, moes hulle deurbring, 'n jong generasie, die ander ou generasie is gone, hulle is weg, hulle is dood. En hier staan Joshua en hy kyk na hierdie muur. Dan kry hy 'n man met 'n ontblote swaard, en wat sê hy vir hom? Is jy vir ons of is jy teen ons? Daar's 'n stuk boldness in hom,
Hy is bang vir niks. Hoekom? Want die God van Moses is die God van Joshua en die God van Abraham is dieselfde God wat hy ken, man. En hulle breek deur. Wat sê die Here? 7 keer. 6 dae loop hy en hy sê nie 'n woord nie, hoekom nie? Want dood en lewe is in die mag van die tong, en die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Jy hou jou bek. Dis wat daar gesê is. En dis nou kras, maar dis hoe dit is. Jy bly stil. Niemand mag niks sê nie. Al wat voorloop is die band, die lofprysers en die priesters en die ark van die Here. 6 keer om, op die 7de dag loop jy 7 keer om. As jy die 7de keer omloop, dan skreeu hulle so hard soos julle kan vir God en vir Joshua. Julle dink vir jouself as jy daar was. 6 keer loop jy, daar's nie eens 'n wind wat waai nie. Niks gebeur, jy sien net hierdie muur. Jy sien hierdie boogskutters. Jy weet nie. Al wat jy het is geloof en gehoorsaamheid. En wat gebeur die oomblik toe hulle skreeu? Die mense sê altyd, Jerigo se mure het omgeval. Jerigo se mure het nie omgeval nie. Jerigo se mure het ingeval. Dit het letterlik ingesak. Die aarde het hom oopgeskeur en die mure oopgebreek. En hier staan daai hele volk wat versterk is ontbloot. Nou moet jy weet, hulle was so bang. En toe dit gebeur, wat se vrees het hulle nie beetgepak nie. Ek het iewers 'n ding gelees eendag, ek weet nie of dit so is nie, maar daar's een plek wat God sê hy vleit vir die perdebye. Het julle daai skrif gelees? Hy vleit vir die vliee, maar hy gee die perdebye 'n opdrag. Hy vleit, ja, ons moet 'n bietjie gaan vleit hier by my huis want daar's baie vliee hier, so gaan, maar jy staan buite kan dan vleit julle, hoor. Hy vleit vir die vliee en hy gee aan die perdebye 'n opdrag. Iewers het ek eendag gelees in die mure van Jerigo was daar 'n klomp perdebye en die oomblik toe daai muur val, toe gaan hy perdebye binne en dit verdryf daai mense en die ouens het ingekom en die mense verslaan. God is in beheer. Hoekom? Want waar hy heers, kan niks omkeer nie. En hy werk buitengewoon op 'n ander manier. En hier kom jy en jy sien geloof en gehoorsaamheid. En hy sê, so in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. Christus, nou kom en nou vertel hy waaroor dit gaan, het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat wat? Die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. So kan jy sien, julle moet verstaan, Abraham was nog nie 'n Jood nie. Abraham was nog nie Israel nie. Uit sy nageslag het Israel gekom. Abraham was 'n heidense man, wat deur geloof geregverdig word. Ons moet daai konsep reg kry. Daarom is dit so dat jy kan nie op 'n ander manier by God uitkom, behalwe op die eenvoudige manier wat Abraham by God uitgekom het nie, naamlik deur geloof in gehoorsaamheid. Dis die enigste manier. En ek en jy, dis die enigste manier hoe ons dit ook kan doen. So ek en jy is geseën in Abraham deur Christus Jesus. Ons het reeds gesien in die vorige lesing dat Abraham, Isak en Jakob so deur God geseën was dat die skrif die verklaring maak dat hulle finansiëel baie sterk geword het. Ons het dit mos laasweek gelees, hulle het groter geword en al groter. Ok, en ek het vir julle gesê, dit is nou nie soos ek wat nou al hoe groter so word nie, dis al hoe groter so, né? So hulle portefeulje het gegroei, hulle het meer skape, meer beeste, hulle rykdom
was van so 'n aard dat selfs Abraham vir die koning van wat Sodom en Gomorra sê het, wat een van Sodom sê, man, ek sal nie eens 'n skoenriem van jou voete vat, van jou skoene vat, sodat jy nie kan sê jy het my ryk gemaak nie, want alles wat ek het kom van God af. Hy het my geseën. Dit blyk dat God se wil. Maar ek wil net 'n bietjie teruggaan daar. Nou verklaar Paulus dat die seun van Abraham in alle opsigte in Christus Jesus na elke gelowige kind van God, en hy sê daar die heidene, oorgespoel het, waarvan die Heilige Gees by uitstek die grootste seëning is, wat enige mens kan ontvang. Julle, dit is die sleutel van as ek het so kan noem, as jy wil prosper, is die ekonomie sekondêr. Primêr is dit die Gees. So met ander woorde, as jy wil geseënd wees in Abraham, is die blessings rondom die natuurlike lewe is uit die aard van die saak daar, want Jesus sê self, ek het gekom dat jy lewe kan hê en 'n lewe in oorvloed. Okay? Maar ons kan nie fokus op die lewe in oorvloed en dan net kyk na finansies, bankrekening en daai goed nie. Die lewe in oorvloed is, jy moet gelukkig wees, jy moet innerlike vrede hê, jy moet 'n gelukkige huwelik hê, jy moet 'n goeie bankrekening hê. Dit is 'n spektrum van alle dinge. Jy moet gesond wees, julle. Jy kan alles in hierdie lewe hê, as jy siek is, het jy niks. Gesondheid kan jy nie koop met geld nie. Jy kan nie geluk koop met geld nie. Jy kan nie innerlike vrede koop met geld nie. So met ander woorde, dit is sekondêr. So 'n lewe in oorvloed is nie net, en dit is ongelukkig wat in baie kerke voorgehou word. Nou ek het 1 jaar toe kyk ek 'n prediker, ek weet een van hierdie groot kerkpredikers van die TV-predikers, en al wat hulle het is hulle het 'n klomp kaartmasjiene op die toonbank uitgepak en dan preek hy so 'n tipe boodskap en dan maak hy 'n uitnodiging, Galasiërs 6 wat hulle oor preek, en dan storm duisende mense vorentoe en hulle sit hulle kaartmasjiene. Hoekom? Want daar's 'n belofte, die oomblik as jy gee, dan moet jy verstaan, môre is jou bankrekening vol. Mense, dis 'n lieg. God werk nie so nie. God werk met saad, tyd en oes. En daai 3 goed moet jy verstaan. As jy nou saai, gaan jy nie môre ontvang nie. Ek het nog nooit so vinnig gesaad gesien nie, behalwe in Jonas se lewe. Want daar het 'n boom opgekom, gegroei tot die skaduwee en dieselfde dag het hy gevrek. Okay. Maar dit was 'n wonderboom. En dis 'n boom wat God beskik het. En dis net omdat hy Jonas so gekla het oor die son wat hom steek. En omdat hy die klomp Ninevite so gehaat het. Hy wou nie gehad het God moet hulle red nie. Maar saadtyd en oes is onvermydelik. 'n Boer plant nie vandag en môre ry hy sy lorry en hy gaan laai die mielies nie. Daar's 'n interim tyd van geloof, daar's 'n tyd van voorbereiding, daar's 'n tyd van versorging. As 'n tyd vir ons noem dit cultivation, met ander woorde, die ding moet versorg word, die lande, totdat die oes gereed is. En dis die goed wat ons oor gaan praat, maar ek wil hê jy moet van die begin af baie mooi verstaan. As ons in hierdie onderwerp indelf, is jou hoof, myn fokus nie hier, om gebless te wees in die finansiële kant alleen nie. Jou hooffokus moet, na hierdie lesings moet jou hooffokus een ding wees, gehoorsaamheid en geloof. Dis wat ek wil hê jy moet bereik. Want as jy gehoorsaam is en jy is gelowig, jy glo God vir wat hy sê, sal al hierdie ander dinge van self kom. Dis vir jou beloof. So jou fokus terwyl ek jou hier bedien, moet die heeltyd wees. Geloof, gehoorsaamheid. Geloof, gehoorsaamheid. Geloof, gehoorsaamheid. In die koninkryk krag van God. Okay. In die lig van dit verstaan ons dat Jesus aan ons die lewe kom gee het, maar ook 'n lewe in oorvloed, en dit het ek nou vir julle gesê. Dit blyk dus God se wil te wees, dat sy kinders voorspoedig sal wees in alles wat hulle doen. Wie van julle het kinders? Okay, die meeste van julle. Kom ek vra dit eers so om. Ek nou die vraag nou kort maak. Wie van julle wil graag diep in jou hart sien dat jou kinders prosper? Kom aan.
Jy gaan lieg as jy dit nie wens nie. OK? Sien julle twee dae, hulle sê ja. So julle moet prosper, hè. Luister hierdie woord. Die Here leg die hand op die woord. Ons almal wil hê ons kinders moet vooruit gaan. Ons kinders moet gesond wees. Ons kinders moet geseënd wees. Ons kinders moet geluk hê. Kan jy sien wat jy vir jou kind begeer? Dis wat God vir jou begeer. Want wat sê Johannes 1 vers 12? En nou moet julle hom almal gelyktydig kan hanteer, kwoteer. En almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om wat te doen? Om kind van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die wil van 'n man of uit die wil van 'n vrou nie, maar uit God gebore is. Okay, so wanneer is jy kind? Wanneer jy uit God gebore is. So jy het 'n kind geword. As jy dit nie geweet het, weet jy dit nou. Nou wat wil God vir jou hê? As hy sê, julle aardse vaders weet wat om goed te doen aan julle kinders, hoe sal ek nie weet om goed te doen aan julle nie? Ek wat julle hemelse Vader is nie. Hoe begin jy Onse Vader gebed waardeur ons gewerk het? Onse Vader wat in 'n hoër sfeer is as ons. Onse Vader wat bo hierdie aarde is. Onse Vader wat alle mag besit. Aan U kom toe die lof, die eer, die heerlikheid. Ek en jy het 'n Vader, man, wat bo alles is, wat meer as alles is, wat alles weet, wat alles bepaal het, wat die toekoms weet, wat dit inhou, wat jou ken, wat hy het jou gemaak. Hy weet hoe jy klik, hy weet hoe jy tik, hy weet al hierdie goed wat jy sukkel om van jouself te verstaan, dit weet God. Hy weet dit. OK? Hy ken dit. So wie moet jy gaan vra? Want jy vat nie 'n Volkswagen na 'n BMW garage toe nie. Hulle sal hom dalk kan regmaak. Kom ons draai dit eerder om. Jy vat nie 'n BMW na 'n Volkswagen garage toe nie. Nee, kom ons vat. Jy vat nie 'n BMW na 'n Datsun garage toe nie. En dis dan nou 'n bietjie downgrade daai. Of 'n Mercedes. Jy vat hom na die agentskap toe. Hoekom? Hulle het hom gemaak. Hulle weet hoe hy werk. So as jy 'n probleem het, waarheen gaan jy? Ek het nou weer 'n oproep gehad. Pastoor, my lewe val in mekaar, ek moet jou kom sien. Nee, gaan sien die Here. OK? Gaan sien net 'n bietjie die Here. Gaan praat 'n bietjie met die Here, hy gaan vir jou help. Maar julle wil nie as lei. OK? Nou my sê ek nou nie moenie kom nie. Ons moet mense help. En ons doen dit. Maar julle 'n mens kan jou net help so ver as hy kan. God is die een wat daai mens gebruik om jou te help. So hoor wat die Gees vir jou sê, hoor wat die Gees vir jou sê. Maar gaan praat met die Here oor jou probleem. Hy gaan jou antwoord. Weet ek sê altyd vir mense, God is nie kwaad vir jou nie. Hy gaan vir jou sê wat jy hom vra. Want sê hy nie, hy gaan nie vir jou 'n klip gee as jy hom vir 'n brood vra nie. So vra die Here, as jy 'n nood het, vra die Here. Praat met die Here oor jou water en ligte rekening wat te hoog is. Praat met die Here oor die skoolfonds wat jy nie kan betaal nie. Praat met die Here oor dit waarmee jy sukkel. Want hy is jou Vader, want jy is sy kind. Praat met hom daaroor. OK. Dan kom hy hier en hy sê vir ons, dit blyk dat God wil hê ek en jy geseënd moet wees. Die inleidende beginsel tot finansiële vryheid. En julle Jesus sleer hulle in. So met ander woorde, kom ek vra dit so. Wat beteken finansiële vryheid? Wat sê dit? Jy genoeg geld het om alles te betaal. Jy het nie 'n kommer. Finansiële vryheid beteken eintlik geen gebreke, geen tekorte. Maar finansiële vryheid het 'n ander kant. En die ander kant is skuldvryheid. Want die oomblik wanneer, en dis meeste van ons, dat weet julle is nie daar nie, maar ek is ongelukkig daar met hierdie stuk grond. Skuld, sê die Bybel in die boek van Romeine, maak van my en jou 'n slaaf. So as jy nou 'n ou verbandjie het, by liewe oom Absa, is jy streng gesproke eintlik gekoppel aan hulle reëls en regulasies. Het jy agtergekom as hulle die rente opsit, jy nie veel sê nie? OK?
Jy kan seker jou rente vaststeken, maar dan gaan jy van die begin af meer betaal as wat jy dan gaan betaal, en jy weet nie of jy daai risiko wil loop nie. OK? Ek weet die kanter met die betaal dan plat nie. Nee, glo my, hulle gaan een op ander tyd kom. Maar wie sal dit maak? Ja, hulle gaan een op ander tyd kom. So, as ons geld skuld, maak nie saak of dit aan 'n instansie is, of dit aan 'n persoon is, of aan wie dit is nie. Jy is eintlik die slaaf van daai persoon. Die slaaf van daai instansie. Want hulle roel streng gesproke jou lewe. Ek weet nie wie van julle het 'n kar op skuld nie. Is daar iemand wat 'n kar op skuld het hier? Daar's 'n paar ouens. Daai titelakte wat hulle ek weet nie hoekom noem hulle dit 'n titelakte nie. Daai papiere van die kar. Daai nate titels, wat sê hulle titelhouers? Wie is die titelhouer van jou kar? As jy 'n skuld, is dit so? Is hulle eerste, waar is jou papiere? Daar in jou kluis by die huis. Hy is in beheer, man. Verstaan jy? Jy het sy slaaf geword. Jy moet hom eers afbetaal, dan raak hy vriendeliker. OK. En die oomblik as jy hom almal afbetaal, is amper afbetaal, kom pla jy weer want hulle wil weer geld maak. So jy word 'n slaaf. En omdat die lewe so duur is ons almal binne hierdie patroon, maar daar's 'n ander manier wat ons net moet verstaan. Julle en ek het hierdie goed getoets in my lewe. En dis die koninkryk se manier. Maar ons is te slap om daai principles te volg, want dis nie 'n vinnige proses nie. Maar ek waarborg jou, dis die mees effektiefste proses, as ek daarin kan gaan. So, wat is hierdie inleidende beginsels? In hierdie lewe is daar net 2 relevante koninkryke. Alle mense leef in die koninkryk van die wêreld. Jy kan maak wat jy wil, jou voete is in hierdie wêreld. Jy leef hier. Of jy kan kies, al is jy in hierdie wêreld, wat sê Paulus, of is Jesus wat dit self sê, is ons nie van hierdie wêreld nie. Nou julle, dis nogal 'n redelike amper teenstrydige stelling daai. Alhoewel jy van hierdie wêreld is, of in hierdie wêreld is jy nie van hierdie wêreld nie. So wat sê hy daarmee vir jou? Jou ou voetjies loop hier, jy werk hier, jy eet hier, jy slaap hier, jy bly hier, maar jy is eintlik nie hier nie. Waar is jy dan? Onthou, daar's net 2 koninkryke. Jy kan net in die koninkryk van die duisternis leef, of in die koninkryk van die lig. Alhoewel jy in die koninkryk van die duisternis jou lewe deurbring, sê Paulus, is julle uitgehaal. Wat sê Kolossense? Ek dink is die eerste hoofstuk vers 13. En hy, nou daai skrif moet julle al ken. En hy, sê dit asseblief Lorinda. Hy het ons uitgehaal. Waar uit? Uit die koninkryk van die duisternis. Wat beteken die ou woordjie het? Jy het vanmiddag lekker geëet. Ek hoop so. Ek wou amper sê jy het vanmiddag roomys en pudding geëet, maar soos ek nou bang nie, julle was nou nie heeltemal op daai kite gehaai, julle het nie dalk haai en julle het nie so, julle was nie bevoorreg soos ek nie. Okay. Wat beteken het? Reeds gedoen. Hy het my en jou uitgehaal. Daai woord beteken to translate. Dis dieselfde woord jy haal Afrikaans uit en jy sit dit oor na Engels. Okay? Hy het jou uitgehaal uit die koninkryk van die wêreld en hy het jou oorgeplaas, getransformeer, die woord oorplaas is letterlik toe oorvertaal, dis dieselfde konsep daar, hy het jou oorgesit in 'n ander koninkryk. Maar wat doen ons? Daar sê, daai woord wat jy daar gebruik, moet ek eintlik hier neerskryf. Ons hak vas. Waar hak ons vas? Aan die ou stelsel. Daarom worry ons as die petrol opgaan. Daarom worry ons as die rentekoers opgaan. Ons word gebombardeer met inligting uit hierdie wêreld uit, terwyl die Here sê, jy's hier, maar jy's eintlik nie hier nie. Moenie jou bekommerd oor hierdie dinge nie, hoekom? Want
jy's in 'n ander koninkryk. Jy's in 'n ander dimensie. Julle, ek wil net hê, kry net jou kop 'n bietjie uitgesort. As jy dit kan verstaan, as ek dit kan verstaan, julle ek ken hierdie goed. Maar die Here hoor my, hierdie voete wil nie al loop nie. Ons hak vas, hoekom? Want hierdie wêreld is 'n sienlike sfeer. Die koninkryk is 'n onsienlike sfeer. Hier kan jy sien, jy kan ervaar, in die koninkryk van die hemele is dit 'n geloofsaspek. Jy gaan sien en jy gaan ervaar, maar nie in dieselfde formaat as jy hier sien en hier ervaar nie. Want ons het nou eendag gesien hoe Vader Nash en Fanny en al die ouens, hulle stap in 'n dorp in. Dis chaos. En dan begin hulle God se aangesig soek, totdat die atmosfeer verander. En julle, hoe begeer ek nie, as ek hierdie goed hoor, as ek dit sê, dan kom jy net so ding in my hart op, vanmôre terwyl Dirk hierdie boodskap preek uit Haggai uit, toe kom ek iets agter. Die gemeente wat ek daar gesit het, staan reg voor 'n poort. Dis 'n ingang en 'n uitgang van die noorde na die suide, of van die suide na die noorde bo na Afrika toe. Hier het hy my geplaas, reg langs die Apies rivier, reg langs die poort, wat die hooftoegang van hierdie dorp, hierdie stad was toe dit begin het, waardeur hulle beweeg het, van die suide na die noorde. En skielik kom ek net agter, Here, ons moet die totale dimensie van wat U in hierdie land wil doen, moet ons dupliseer. Want dit wat deur hierdie poorte gaan, moet gestop word, sodat die koninkryk van God deur hierdie poorte kan beweeg. En dit gaan net gebeur as iemand, as ons, die besluit gaan neem om verantwoordelikheid te aanvaar vir ons land. Dit help nie, ons bly murmureer oor 30 jaar se demokrasie nie. Demokrasie kan nie hierdie land red nie. Al wat hierdie land kan red is God. En hoe doen hy dit? Hoe dit in van julle se lewe gebeur? Die teenwoordigheid van die Here. Ek wil sien dat die atmosfeer begin verander in Suid-Afrika. Die eerste Pinksterkonferensie onder die wonderboom, waar die eerste mense gevul was met die Heilige Gees. Ek het die foto van waar daar eerste 25 of 30 Pinkstermense bymekaar was daar. Hy's in die geskiedenisboek van die kerk gepubliseer wat ek geskryf het in die jaar 2004. Hy's daar. Die hele geskiedenis van Azusa Straat is daar. Hoekom staan dit daar? Want hierdie kerk waarin ek tot bekering gekom het, se Bybelskool, se naam was Bethel. En Azusa Straat, almal begin Azusa Straat by 1905. Dit is maar waar Seymour begin het. Maar dis nie waar dit begin het nie. In 1899, in Oktober maand, het 24 studente by 'n Bybelskool met die naam van Bethel 'n besluit geneem. Wat is ons Bybelskool se naam? Bethel. 'n besluit geneem, ons gaan van God se woord leer. Toe sê Pamen vir hulle, kies julle, wat is die onderwerp? Gaan terug en volgende week kom ons by mekaar en dan hoor ons wat julle sê en ons kies 'n onderwerp. Toe kom die studente terug en almal van hulle sê, ons wil 'n studie van Handelinge doen. Want dit wat in Handelinge gebeur het, moet weer begin gebeur. Dan sal die wêreld om ons gered word. En van Oktober maand af, tot op die 1 Januarie 1900, bid hulle 24 uur uit 24 uur slotte, waar hulle by mekaar kom, mekaar aflos, na 4 ure slotte, kom die volgende ou in, en as die volgende ou nie opdaag nie, dan bly jy daar tot hy opdaag, en as hy daai hele slot nie opdaag nie, dan bid jy 8 ure. Dit was die reëling. En hulle bid van Oktober maand af, en op die 1 Januarie, op Nuwejaarsdag van 1900,
toe vul die Here 'n vrou met die naam van Agnes, 'n jong meisie, die spreking in tale, en die totale beweging van die Heilige Gees breek los. Maar in daardie tyd wat Pamen die opleiding gedoen het, het Seymour, en hulle sê dit in daai video's, ek het dit nie nou die aand gewys nie, ons gaan hom kyk een of ander tyd, het hy gehoor van hierdie lering, het hy soontoe gegaan, om toegerus te word rondom dit, want hy het dit geglo het in die Bybel gelees, en toe hy instap daar, sê hulle vir hom, sorry boet, die wet bepaal, dat daar kan nie gekleurde mense saam met die blanke mense in dieselfde saal sit nie, jy kan nie hier inkom nie. Toe sê Pamen, vind ek sal vir jou een vergunning maak, jy kan buite op die trap sit. Is dit nie erg nie? Maar wat doen hy? Hy wip sy stert en hy loop. Hy ruk hom op. Nee. Hy sê, Here, as dit die pad is wat ek moet loop by al mens, dan doen ek dit, want ek is hier, want ek weet, God het 'n plan met my lewe. En hy gaan sit op die trap en die deure so skreef hy oop, en alles wat Pamen sê, skryf hy neer. En hy gee hulle een raai, wie gebruik die Here? Daai kleerlingman, hy negerman met een oog. Hy was blind in sy een oog. En die grootste herlewing wat hierdie wêreld, buiten die herlewing, in die begin, in Handelinge, die 2de hoofstuk, tref hierdie wêreld met 'n impak, deur die uitstorting van die Heilige Gees. Maar waar begin dit? Hy buig voor God, en hy wag op God, totdat die Heilige Gees val. En toe die oomblik, toe die Heilige Gees uitgestort word, tussen daai klomp mense wat saam met hom bid, daar in Azusa straat, toe begin die Gees van die Here werk, reg in die dorp. En mense ervaar bekering, hulle ervaar 'n oortuiging van sonde. Waardeur kom dit? Die krag van die koninkryk, sy heerskappy. Julle, dis waar ons moet uitkom. En ek besef net vanmôre, vat hierdie boodskap. Kom ons mobiliseer dit, hierdie kant en daai kant. Ons vra die Here om hierdie ding deur te voer. Daai klomp pastore daar weet dit nog net nie. Jammer vir hulle. Mag ek gou iets sê? Jy mag regtig iets sê. Gister het ons met haar vrou by ons met daarbij Suzette gehad. En meeste van hulle is mensies van eerste ris, wat almal Afrikaans verstaan. En toe ek instap, toe Suzette vir my, daar's 'n kleerling dame, sy weet nie wat is sy, maar sy is van Amerika af. Sy verstaan, Amerika, nou. En sy verstaan nie woord Afrikaans nie. Ek sê, wou julle moes my vroegtydig gesê. Ek het nou nie in Engels voorberei nie, maar sy het so reg oorkant my gaan sit. En ek maak toe nou verskoning en sê vir en sy sê vir my, gaan aan. En na die tyd toe ek waar gaan staan, toe sê sy vir my, ek het jou in Engels hoor praat, elke woord. Jesus. Ja, nee, hulle dit en ek was getuienis. nie bewus, of sy het net vir my gewys gaan aan. En sy Ja. het sy alles verstaan in Engels. Sy het my hoor praat in Engels. Ja, dis wonderlik julle. Alright, maar ek wil nou nie terug gaan na herlewing toe vanaand, gaan ons julle aanstaan. So kyk wat sê ons hierso. Christus sê ons het 'n lewe in oorvloed. Ek wil daar by bladsy 8 begin bo. Jesus verduidelik dit so, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe kan hê en oorvloed. Met hierdie woorde sien ons duidelik dat twee kante van die lewe. Hoeveel kante het 'n muntstuk? Hoeveel kante het 'n muntstuk? Hoeveel? Okay, 2. Okay, hier's nou is die verwarring. Wat doen hulle op 'n rugbyveld? Flip hom, kop of ster. Maar uiteindelik 3 kante. Okay. So, wat is die twee kante van die lewe? Die twee kante van die lewe is die kant van die koninkryk van die wêreld of die kant van die koninkryk van God.
En julle, ek het al hoeveel mense met 'n R5 noot bedien, met 'n R5 coin. Elke persoon wat se lewe in chaos is, watter kant van daai coin is hy? Aan die sterk kant. So met ander woorde, watter kant moet bo kom? Die kopkant. Nou wat moet hy doen of sy doen om hierdie negatiewe sterk kant se kop bo te kry? Wie moet hom omdraai? Die pastoor, die dominee, die beraader, die sielkundige. Hy moet hom omdraai. Hy moet hom fisies vat en hom omdraai. Spin hom. So die derde sy is die bepalende faktor. Dis jou keuse. En watter kant kies jy om te speel? Kies jy die wêreldse kant of kies jy die koninkrykse kant van God? Nou kom Jesus en hy sê is twee kante. Die een kant is lewe, die ander kant is dood. Die een kant in Deuteronomium 28, die een kant is 'n vloek, die ander kant is 'n seën. Die een kant is armoede, die ander kant is voorspoed. So kan jy sien, maar daar's 'n keuse altyd tussen hierdie twee. En dis die platkant van die muntstuk. Jy moet hom omdraai. Nie ander mens nie. Elke ou moet hom omdraai. Dis jou besluit wat gaan bepaal waar jy gaan uitkom. Dis jou besluit wat gaan maak. Ek het verlede week met 'n vrou gesit, haar lewe is in chaos. En hierdie week het nog 'n groter chaos haar getref. Maar tussen verlede week en hierdie week kon sy staande bly. Hoekom? Want sy het iets geleer uit die vorige week uit. Jy kan nie staat maak op my krag nie, jy kan nie staat maak op my nie. Jy moet besluit, gaan jy staan of gaan jy val? En as jy val, moet jy opstaan. Want al val die regverdige 7 keer, 7 keer sal jy opstaan. Moenie lê nie. Maar probeer eerder om nie te val nie. Maar dis jou keuse. Jy moet kies. Nou kom Jesus en hy sê kies. Met hierdie woorde sien ons duidelik die twee kante van die lewe. As ons in die wêreldse koninkryk leef, dan funksioneer ons onder die stelsels van die beginsels van Satan, wat deur die vlees funksioneer en die dood bewerk. Julle, alles wat vreeslik is die dood. Maar as ons in God se koninkryk leef, staan ons onder die beginsels van die Bybel, wat vir ons beide die ewige lewe inhou, sowel as 'n oorvloedige lewe. Wie van julle besef dat die Bybel kan nie lieg nie? Hy kan nie. Paulus beskryf dit in Efesiërs 2 as volg. En julle het hy, dis Jesus, lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van wat? So met ander woorde, wat het die loop van hierdie wêreld aan my en jou gedoen? Wat sê daai skrif? Dit het ons doodgemaak. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar partykeer is dit nogal swaar in hierdie wêreld, hoor. Ou kan nogal suffer in hierdie wêreld. Jy kan nogal swaar kry, jy kan nogal ly, jy kan nie partykeer weet wat jy moet doen nie, en mense druk jou af en trek jou af, en jy's heeltyd in kompetisie met iets. Okay? En jy sit en jy's gestres, en jy's nie gekalmeer, al hierdie goed tref jou. Dis stres. Dis die beginsels van hierdie wêreld, en ons sien Paulus sê, dit wil ons doodmaak, die loop van hierdie wêreld wil ons doodmaak. Volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van wie werk? Ongehoorsaamheid. Onder wie ons almal, wat sê almal? Jy dink nou net so verniet jy so heilig. Okay? Ons dink nou net so verniet ons is heilig. Wat sê hierdie skrif? Julle almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees, wat is die sinne? Jou tussen die ore, hierdie grysstof, die brein, okay? Begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van ons denke gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander, maar daar's 'n teenstelling. God wat
ryk is in barmhartigheid, het ons, nou net hy gesê, julle was almal daar, nou sê het ons, met ander woorde, is aan die ander kant van die streep, deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons nog dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit waar? Wat is die tens daar? Wat is die tydsgreep daar? Wat is dit in Afrikaans? Wat is in die Engels? The present tense. In Afrikaans, die teenswoordige tyd. Okay? Dit is jy is nog 'n bietjie Engels, so is right. Present tense, teenswoordige tyd. Lees wat staan daar. Kom ek lees dit weer. Het jou lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek. Is jy al uit die dood uit opgewek? Is jy al uit die dood uit opgewek? Nou moet julle my mooi antwoord. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou pestilensie? Kan ek en jy dit al sê? Ek kan dit in die gees sê, maar ek kan dit nie fisies sê nie. Wanneer gaan daai skrif vir my en jou 'n werklikheid word? By die dag van die wederkoms. Want dan gaan hierdie ou mens van sonde opstaan uit die dode, en jy gaan 'n verreëse liggaam ontvang, waaroor die dood geen mag het nie. Maar, in geloof, is ek en jy uitgehaal, uit die koninkryk van die duisternis, present tense, en oorgebring, in die koninkryk van die lig van sy seun. So waar is jy? In die koninkryk van sy lig. Wat gee dit aan jou? Wat se posisie gee dit jou? Hy sê dit hier, jy het 'n posisie asof jy klaar in die hemel is. Is jy klaar in die hemel? Nee, maar in die gees is jy streng gesproke daar. Maar waar funksioneer ons? So ek moet nou besluit, gaan ek my denke draai, dat ek 'n lewe lei asof ek in die koninkryk van die hemele is, of gaan ek 'n lewe lei wat nog vasgevang is in my denke aan my ou lewe? Julle, ek en jy kan nie bly, ons het dit nou gelees, by die eerste beginsels van hierdie lewe nie. Ons moet ons denke verander, want Paulus sê, jy moet dag na dag vernuwe word, na die gees van jou gemoed. So, hoe kry ek die koninkryk geaktiveer? Deur die verandering van jou, die konstante verandering van jou gedagtes. So, hoe moet jy jou gedagtes gaan verander? Net na die woord, deur gebed. So wat moet eintlik hier begin leef? Die woord. Hoe meer ek die woord hier kry, maar om hom hier te kry, okay, kom ons sê vir my 'n bietjie wat sê die skrif. Geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor as daar nie een is wat preek nie? Geloof kom deur die gehoor. Dit is hoekom, en hier is nou maar net 'n wenk, julle hoef nie daarvoor te betaal nie, is gratis, absoluut verdiend. As jy wil bid, bid hard. Is sag bid verkeerd? Nee, Hanna het sag gebid, sy het geprewel. Nou, Eli het gedink sy's dronk, maar sy was nie dronk nie. Maar, hoekom sê ek jy moet hard bid? Sy het haarself gehoor, want geloof kom deur die gehoor. So wanneer jy bid, bid eerder dat jy jouself kan hoor, al bid jy nou saggies, maar hoor dat jy hoorbaar bid. Want ons bid baie keer, kry jy mense, hulle is nie opgelei om hardop te bid nie, dan bid hulle net in hulle verstand.
Nou die Here sê, voordat jy een woord spreek, weet ek wat jy gaan sê. Maar julle, dis nie ter wille van hom nie, dis ter wille van jou. Geloof kom deur die woord en die woord deur gehoor. So glo, spreek, glo wat jy spreek en begin dit mediteer. Staan op die woord. Okay? So nou kom hy hier en hy sê, jy's in 'n hemelse plek. So met ander woorde, hoe moet my lewe begin lyk? As eintlik een wat klaar in die hemel is. My woord moet sy woord wees. Wat sê Jesus in Johannes 5 vers 19 en vers 30? Hy sê dit op 2 plekke. Die seun van die mens. Die seun van die mens, wie is dit? Die seun van die mens. Jesus. Kan uit homself niks doen nie. Nou julle, daai is 'n radikale stelling. Ek dog dan Jesus is God. Hy is God. Die seun van die mens kan uit homself niks doen nie. Hoe beskryf die Bybel Jesus? Seun van die mens, seun van God. Hoekom seun van die mens, seun van God? Want Christus is Immanuel, wat as dit vertaal word, wat beteken? God is almal met dit eens. So met ander woorde, God met ons. So Christus se godheid is onvoorwaardelik, onberedeneerbaar, is hy God. Nou as hy God is alwetend, hoe sê hy, die seun van die mens kan uit homself niks doen nie? Nou lyk dit of daar 'n kontroversie is, dit lyk of daar 'n teenstelling in die Bybel is. In sy vleeslikheid, in sy menslike aspek, moes hy ten volle word wat ek en jy is, sodat hy ten volle medelee met ons kan wees as die ewige hoëpriester. Daarom roep hy op die kruis uit. In u hande gee ek my gees oor en hy blaas sy laaste asem uit. Wat sê die hoofman wat dit sien? Waarlik, hy was die seun van God. So met ander woorde, die vlees van Christus het dieselfde beperkings as wat ek en jy in ons vlees het. Hoe moes hy weet wat sy Vader in die hemel wou doen? Hy moes dit alleenlik deur gebed vind en hy moes dit alleenlik in gehoorsaamheid uitvoer. Okay? Want Christus is die prototipe van iemand wat in die koninkrykskrag van God funksioneer en onder die leiding van die Heilige Gees, want waar begin dit in die doopbad? Wat gebeur in die doopbad nadat Jesus uit die water uit opkom? Die Gees kom oor hom. En wat gebeur daarna? Onmiddellik. 'n Stem kom uit die hemel. Wat sê die stem? Dit is hierdie mens wat julle sien, hierdie menseseun, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En die Gees van God vul hom. En dan sê hy net daarna, en hy is onmiddellik uitgelei deur die Gees van God na die woestyn toe om versoek te word. Dieselfde Gees wat in Christus is die Gees van God wat in my en jou is. Dis nie 'n different gees nie. Dis nie 'n ander Heilige Gees nie. Dis een en dieselfde Gees, want God is Gees en God is heilig. So wie is God? Hy is die Heilige Gees. En die Gees van God het op die wêreldvloed gesweef. So kan julle sien, Jesus praat, wanneer hy dit sê, uit sy menslike kapasiteit. As mens kan ek niks uit myself uitdoen nie, maar ek het nodig om na die Vader in die hemel toe te gaan, om hom te vra, wat is my assignment vandag? Wat is dit wat ek vandag moet doen vir u?
En die oomblik wanneer hy van daai gebedsplek af beweeg en die salwing van God is op hom, die roepstem van die Here is in sy ore. En julle, hoe meer jy met God begin wandel, hoe makliker raak dit om die stem van die Gees van God te hoor. Jy hoor hom praat, jy hoor hom fluister, jy hoor hy lei jou. Ek staan vanmôre en daai klomp ouens lei ons in worship en die Here gee my 2 boodskappe, een vir Sondag en een vir die Paasnaweek. In daai paar minute wat hulle daarvoor sing, gee die Here my die raamwerk vir die 2 boodskappe vir die volgende 2 Sondae. Hoe? Ek hoor sy stem toe hy dit vir my sê. Gelukkig het my foon 'n pen. Weet jy hoeveel boodskappe is al op hierdie ding geskryf? Hier staan 'n hele klomp, so ek kan vir julle nogal besig hou as ek moet hoor. In een oomblik hoor ek net die Here. Jy ry partykeer, dan voel jy net iets sê vir jy moenie die pad ry nie. Of iets gebeur en dan is jy half ongelukkig omdat dit nou so gebeur en dan kom jy agter hoor jy is 'n ongeluk wat nou net hier gebeur het. As ek vroeër gery het, was ek dalk in daai ongeluk. Hoe sal jy weet? Want God beskerm jou deur die krag van sy Heilige Gees. Hy stuur sy engele om oor jou te waak. En julle snap vanaand hierdie konsep ding wat die Here vir jou gee. Funksioneer in 'n hemelse sfeer terwyl jy op die aarde is. Hoe doen ek dit? Hierdie boek. Hierdie woorde kan nie lieg nie. Hierdie woorde kan nie omdraai nie. Hierdie woorde is die waarheid. As God vir jou sê, lê jou hande op die sieke, bid vir die sieke, en hy sal gesond word. Wat behoort te gebeur? Volgens staan Christa daar, en ek sien sy lê so teen die pilaar, en sy het ons nou nog haar rug seer gemaak met daai, met deedry, sy kind, sy het 'n gestremde kind wat nou die dag weer geval het, en sy moes die kind optel van die grond af, met deedry is nou al in die 30, sy moes haar optel van die grond af, en hoor sy haar rug knak, en toe maak sy haar rug seer, en hulle het gesê die kussinkies het gecrash, en nou moet sy na 'n ortopeed of een of ander spesialist toe gaan, en sy weier, sy sê nee, sy gaan die Here vertrou, en nou sê sy dit wat sy dra, en vanmôre loop sy daar, en ek sien sy hang so hier in die kusse, en ek sê, hoor jy, het jy pyn? Is dit jou maag, is dit nou die operasie wat jy gehad het 2 jaar terug, wat is verkeerd? Sy sê my rug. Wat is my eerste reaksie? Ek mag dit nou nie vir julle sê nie, maar ek gaan dit vir julle sê. Het jy nie 'n pynpillie nie? Maklik om 'n grandpa uit jou laai uit te haal, of kom ons sê maar 'n Panado, want baie mense is nou bang vir grandpas. Maklik om 'n R10, wat is daai goed? Ons nou maklik. En toe ek het klaar gesê het, toe dink ek, Henry, nou jou aap. Wat se twak praat jy nou? Julle, dis die mikrogolf antwoord. Dis die kits antwoord. Dis die kits oplossing. Maar wat sê die koninkryk? Lê jou hand op haar. In die naam van Jesus. Spreek genesing oor haar. En sy sal gesond word. En sy wou net so omdraai, terwyl sy daar hang, soos 'n vink aan die kusyn. Sê, kom hier, staan nie. Sy draai om. Ek vat my hand en ek sit dit op haar rug. Ek bind elke pyn wat daar lam lê. En ek voel die krag van die Here werk, en ek voel die teenwoordigheid van die Here. Na die diens toe roep sy my, sy sê, ek wil net vir jou sê, die pyn is weg. Is dit nie maar wat ons moet doen nie? Maar wat is die maklikste? Kyk, 'n Panado is maklik om hy op 'n Panado-botteltjie oop te maak, hoor. Hoekom? Geloof en gehoorsaamheid. En wie glo? Die wêreldse stelsel sê, al die GP's sê, gebruik Panados. Julle ken mos die advertensie. Maar hulle lieg, man. Dis die wêreldse stelsel. Ja, en julle, daar is teekere wat ons die goed vat en volg. Ek wil nie, jy moenie val oor goed nie. Maar ek wil hê jy moet verstaan vanaand. Bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie. Hy het jou gesit in die hemelse plek, het jou saam opgewek. Hieruit is dit duidelik dat daar 'n hemelse tipe lewe is. Let op die posisie vir elke mens wat die keuse maak om Jesus se bloed
te gebruik om verlos te word. Kolossense 1:13, ek het daai skrif vanaand al 3 keer gekwoteer, 4 keer. Jy is uitgehaal uit die mag van die duisternis. Hy het jou oorgebring. Kolossense 1, julle moet daai vers omkring julle, want daai is een van die belangrikste verse. As jy twyfel, jy is uitgehaal. As ons dan verlos is uit die wêreld se stelsel en reeds oorgebring is in God se stelsel, is dit onwys om steeds te funksioneer onder die beginsels van hierdie wêreld, aangesien God se beginsels radikaal verskil van die wêreld se beginsels. Die vertrekpunt van hierdie oorvloedige lewe waarvan Jesus getuig het, is kennis met betrekking tot die wil van God. Onthou julle nou daai trappies? Nou kom ons na daai trappies toe weer. Saad, tyd en oes. Wat is die heel onderste trappie? Ken die wil van God vir jou lewe. Wat is die wil van God vir jou finansies? Wat is die wil van God vir jou huwelik? Wat is die wil van God vir jou gesondheid? Wat is die wil van God vir jou gesindhede? Wat is God se wil? Kry dit uitgesorteer. En die oomblik as jy dit het, dan begin jy daarin funksioneer. Hoor as jy Spreuke 24. 'n Wyse man is sterk en 'n man van kennis ontwikkel krag. So wie is sterk? Die ou in die gym? Of wat 'n ou is sterk? Jy kan nou maar kies, is dit nou Virgin Active of wat 'n een? 'n Wyse man is sterk. En 'n man van kennis ontwikkel krag. So as jy jou geestelike spiere wil ontwikkel, wat moet jy ontwikkel? Wat moet jy doen? Lees dit daar, sê dit daar so asseblief, daar jy het hom. En die kennis van die woord opsien. Jy moet swaar skerp. Dis nogal 'n maklike een, hy het hom vinnig gevang, maar hierdie ander het nog so gekyk en toe sien ek hier kom so 'n barber uitdrukking op die gesig is. Nou weet ek of dit moegheid is, dis amper tyd. Julle kennis van God se woord. Dis hoekom die kerk pap is. Dis hoekom die kerk pap is. Want julle, hoeveel tyd spandeer ons in hierdie boek? 10 minute voor ons gaan slaap, lees ek vir 3 minute Bybel, en ek bid vir 7 minute, dan is ek klaar. Werk nie so nie. Ek sit met 'n krisis tans wat ek moet hanteer. Ek het nie 'n antwoord vir daai krisis nie. Die enigste manier vir my om, want die ding kan een van 2 kante toe geredeneer word, is om die Here te vra, wat sê jy? Want die besluit wat ek gaan neem, of wat ek daarop moet neem, kan 'n invloed hê. En ek wil nie die verkeerde besluit neem nie. So wat moet ek doen? Vra die Here. Maar pastoor, hoe gaan ek hoor dat hy vir my sê? God praat op 3 maniere. Nommer 1, deur sy woord. Dis so hy met my praat. Nommer 2, deur sy Heilige Gees, direk in my hart. Nommer 3, deur mense. Nommer 4, deur drome en gesigte. So God kan enige manier met jou praat. Maar die hoofmanier, wat noem ons hierdie ding anders as 'n Bybel? Die wat? Die woord van wie? As dit die woord van God is dit nie God wat met jou praat nie. OK? So, as jy wil weet wat God vir jou wil sê, soek jy antwoord in hierdie boek. Nee pastoor, maar daar, ek weet nou nie, moet ek nou, ek het nou 'n werk in Bloemfontein gekry, of ek moet nou na 'n dokter toe gaan in Bloemfontein, wat nou, hierdie kanker het my kop uit moet sny, Here, maar u woord sê dat ek kan u vra en u sal my genees. Here, ek bid nou al vir 6 maande, die ding word net al hoe groter, hy genees nie. Nou kom ek in Bloemfontein by my kinders, nou sê 'n mediese dokter wat die Here ken, nou sê hy vir my, hoor jy so oom, jy moet kom, dat ek hierdie kanker uit jou kop uitsny. Nee, ek kan nie, die Here gaan my genees. Steek die dokter sy hand uit nou om Lex toe, hy sê om Lex, nou dink jy nie, hy sê, sien jy hierdie 2 hande om Lex, dink jy nie die Here kan hulle gebruik nie? Kom aan.
Oom Lex gaan terug, nou sit hy hier tussen hierdie twee vure, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie, moet ek God bly vertrou, moet ek God nie vertrou nie. Want dis nou hy voel, as hy nou gaan, dan vertrou hy nou nie die Here nie. Jy moet steeds God vertrou, al gaan jy. Al gaan jy vir 'n blinde darmoperasie, al gaan jy om 'n mangel uit te haal, moet jy God steeds vertrou, want enige ding kan gebeur daar. Jy moet God steeds vertrou in alles. En oom Lex begin bid, en ek wens ek kan hy skrif onthou. Hy kom by die bid hier aan. Hy sê vir my, Henry, die Here het my geantwoord. Hy sê vir my, ek moet terug gaan Bloemfontein toe. Ek sê, oom Lex, ek het nog nooit gelees, Bloemfontein staan in die Bybel. Hy sê, man, jy weet wat ek bedoel. God sal vir jou enige antwoord, vir enige sak uit die boek uitgee. Hoor wat ek jou sê. Want hy het 'n antwoord vir jou. Daar gaan nie staan Bloemfontein nie. Maar hy gaan vir jou 'n skrif gee, wat jou gaan begelei om te weet wat jy moet doen. En julle, ek het dit gesien, nie eenmal in my lewe nie. Koop die stuk grond wat in Anatot lê, want jy het reg van lossing om te koop. Ek ry binne 'n ontwikkeling in Shawu, daar staan nog nie huis nie, die stootskrapers ry die paaie vol, ek ry met my kar daarop, ek voel die Here sê vir my, draai daarin, hulle ry my omtrent van die pad af, want ek is totaal op 'n verkeerde plek, en ek sê, Here, wat soek ek hier? En ek beklei met die Here, want dit weet ek, oor 'n klomp dinge in my lewe, en dit gaan swaar in die bediening, en ek en die Here is in 'n geveg daar, en die Here lei my daai dag so intoe, en ek sê, Here, wat maak ek hier? En die Here sê vir my, koop die stuk grond wat in Anatot lê, want jy het reg van lossing om te koop. Hy sê, die seun van jou oom sal na jou toe kom, en vir jou sê, koop my stuk grond wat in Anatot lê. En ek weet onmiddellik, die Here sê vir my, koop 'n stuk grond hier in die sekuriteitskompleks, want dit gaan jou siel, dit gaan jou rus en vrede gee, want ek is baie aande nie by die huis nie, en my kinders en my vrou is alleen by die huis. Hier is ek in 'n 24 uur sekuriteitskompleks, is teen die berg, en dit is net 'n ander waarde en eiendom, en ek het my huis seker vir 9 jaar lank probeer verkoop, om uit die skuld uit te kom, en ek kon nie eens 'n koper kry vir die ding nie, en ek sê, Here, ek gaan jou op jou woord vat, en ek sê, Here, ek gaan my huis in die mark sit. As hierdie huis verkoop in die volgende maand, ek praat nie van die huis wat ek nou verkoop het om hierdie grond te koop nie, dis dieselfde tipe tendens as die ander keer. En ek sit met daai skrif, en ek bid, en ek vas, en ek bid, en die Here gee my daai skrif, koop die stuk grond wat in Anatot lê. Ek sê, Here, as ek dit moet koop, dan moet jy hierdie huis verkoop, en jy weet, ek sukkel al 9 jaar, of 6 jaar, of 3 jaar, of hoe lank, wat kry die ding nie verkoop nie. Ek sit hom in die mark, 3 dae, en tot vandag het ek hy koper nie gesien nie. Toe koop 'n konsulaat van een of ander land die huis. En vandag behoort die huis aan Belgium College. Binne 3 dae. Nou moet ek hier bou. Weet jy, kom is ek altyd in 'n bouery nie, maar ek is altyd. En ek het die huis gebou in geloof. Net soos die ding. So, wat wil ek vir jou sê? As God vir jou 'n skrif gee, kan jy maar gaan. Want hy sal voor jou uittrek. Al wat jy doen is jy herinner die Here aan my beloftes. Hy sê, moenie rus nie. Bly God herinner aan sy beloftes vir jou lewe. Okay. Jesaja 62. Waar sê hy? Jesaja 62. Ja, Jesaja 62, skryf dit sommer daar neer, hoe laat is dit nou? Amper 5 minute. Kom ek maak klaar tot by die. 'n Wyse man is sterk, 'n man van kennis ontwikkel krag. Deuteronomium 30:16, hoor dit sê Moses. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê. So wat is jou eerste prioriteit? Om God lief te hê. Julle, nie om van God te kry nie, nie om God as 'n kruk te gebruik nie, om God lief te hê. Is om God lief te hê. Wat is die tweede ding? Kom ons sit 'n 1 daarby. Jou eerste prioriteit is om God lief te hê. Jou tweede prioriteit is om in sy weë te wandel. Wat beteken dit? Gehoorsaamheid.
Okay. Weet wat God sê en doen wat God sê. Wat is die derde ding? In sy wete wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou. So, die Here sê jy moet hom lief hê, wandel in sy weë, onderhou sy gebooie, sy insettinge en sy verordeninge. Dit wat in hierdie Bybel staan, onderhou dit. Want dit is God se woord. Nou sê hy hierso, sodat, dis die effek, jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën, waar? In die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Is hierdie seëning vir jou of is dit nie vir jou nie? Wat is die voorwaarde? Jy moet hom lief hê, wandel in sy weë en onderhou God se voorskrifte. Kom ons verander die woord wette en daai lang woorde wat jy daar het na God se voorskrifte. Wie van julle weet dat die Nuwe Testament het ook voorskrifte? Dit het. Bid en vir jou sal gegee word. Alles wat jy in my naam vra, dit sal jy ontvang. So daar's 'n klomp beloftes in God se woord in die Nuwe Testament. Dis sy insettinge. Die hele Matteus 5, 6 en 7 is vol insettinge wat ek en jy moet onderhou. Dit is die kreet vir sy koninkryk. As jy dit mooi wil, dis sy konstitusie. Okay, vir sy koninkryk. Kom ons sluit af. Hoor wat sê Prediker 2 vers 26. Want aan 'n mens wat welgevallig is voor God se aangesig, gee hy wat? Wysheid en kennis. Wat gaan jou sterk maak? Kennis en wysheid, het ons nou gelees. Want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, aan 'n mens wat gehoorsaam is aan die Here, aan 'n mens wat God liefhet eerste bo alles, sê hy hierso, gee hy wysheid en kennis, maar aan die sondaar lê God die taak op om wat te doen? Wat beteken om by mekaar te maak? Om rykdom te verwerwe, okay? Om by mekaar te maak en te versamel. En wat gebeur dan met hulle? Om dit dan te gee aan die een wat welgevallig is voor sy aangesig. 'n Ou doen my in met oor die R400,000 hier. Spreek hom vry. 3 jaar verloop, hier staan hierdie struktuur. In die begin net die stal. En ek weet, daar's nie 'n manier dat ek dit kan bou nie, daar's nie 'n manier dat ek kan aangaan, daar staan klaar. Met die verlies wat ek gelei het, R600,000-700,000 daar, ek kan die ding nie afbreek nie. Ek sê, Here, hoe? Maar nou weet ek, gee dit vir hom. Ek kry op 'n stadium geld in, wat die Here vir my onderneem, en ek sit die dak op en ek sit die vloer in. R600,000 later. Hier staan hierdie dak en die vloer. Die versekering kom uit, hulle waardeer die ding. Hulle kan hom nie waardeer as 'n huis nie, hulle waardeer hom as 'n skuur. Ek sê, ek gee nie om wat julle doen nie, sit net hierdie ding op versekering. Ek sê, hoekom sit julle hom as hy is nog nie 'n huis nie, is net 'n stuk skuur, dis net 'n stoor. Okay, ek sê, okay, is 'n stoor sonder mure, maar dis 'n stoor. Sit julle soet, sit 'n stoor. Okay, hy het die dak op en alles op. Sit die stoor op. 15 Desember hierdie jaar. Steek jy haal op. Die trek 'n haalstorm verby, alles daai kant toe, haal die daal so fyn, maar is so dik. Hy kan deur die poort nie kom en die haal is so dik. Maar hier val daar klippe, so groot soos tennisballe. Daai goed is so groot. Ons dog is die wederkoms. Of die oordeelsdag. Jy wil nie weet hoe klink dit nie. Daai honde wil mal gaan in die huis. Hier staan al 3 ons karre buite, my seun se karre, al sy werkskarre staan buite. Regards is daarmee onder die dak. Hy slaan dwars deur hy sinkdak.
Hy slaan die vensters uit, laat dit spat. Hy buig hierdie nuwe dak wat op hierdie stoor is. R368.000 later. En ek stap uit en ek dog, Here. En ek onthou 8 jaar gelede sit ek in die kerk met 'n bestuursraad vergadering. En vir jare het ons al ons oortollige geld het ons weggegee na ander gemeentes toe. Ons het ander kerke geplant, ons het tente gekoop, ons het strukture in Soshanguve opgerig. Ons help al die gemeentes waar ons kan. Ons gee vir mense so ver as ons kan wat sukkel. Ek het nooit geld om my kerk oor te doen en ek sê vir my bestuursraad daai aand, julle hierdie jaar gaan ek nie ons geld alles weggee vir mense nie. Hierdie jaar moet ons hierdie kerk regmaak. Hierdie kerk moet binne oorgedoen word. Hy kort nuwe matte, hy kort nuwe stoele of oortreksels as 'n stoel. Hierdie kerk moet oorgedoen word. Ek skaam my dood vir hierdie kerk. Volgende oomblik hoor op die dak. Begin dit haal. Maar daar val nie klippe nie. Daar val haal so groot soos 20 sente. Maar so dik. En terwyl ons daar sit in vergaderinge hoor, wat is dit? Ouens spring almal op en hardloop in die auditorium in. Terwyl ons daar staan, kom hierdie dak, val hy een keer. Ons staan en ons sien hoe val hierdie hele ceiling in mekaar. En die volgende oomblik loop die water, daai hele kerk vol. Hy flat daai hele kerk binne, laat dit, hy loop ons af, laat hy bo oor die stage loop, al die instrumente gone. Die klaviere, alles weg. Spoel hy weg. Ek staan daar tog, Here. Kan jy nie jou kerk beskerm nie? Die Gees van die Here sê vir my, hierdie skrif. Hy het aan die wêreld opdrag gegee om by mekaar te maak. Bel te Zurich, dat hulle uitbetaal. Hulle betaal my 1,2 miljoen rand daai jare uit. Maar weet jy wat bewerk die Here? Hulle hoofou van Zurich kom uit, want hierdie eis is groter as wat enige eis in die hele omgewing is. Hy staan daar, hy sê vir my, dis die skade op hierdie plek. Ek sê vanmôre, ek wil jou net een guns vra. Is daar nie 'n manier dat jy ons kan uitbetaal nie? Hy sê, jong, ons moet ouens kry om hierdie goed. Ek sê, nee. Ek sê, binne in hierdie kerk is al hierdie werk wat jy sien, jy sit ouens wat dit kan doen. Hy kom terug, hy sê, betaal jy volle som uit. Hy sê, doen wat jy moet doen. En die goed wat hy nie eens wou uitbetaal nie, betaal hy ook uit. En die Here doen hy hele kerk oor. Dieselfde wat hy hier gedoen het. So God maak partykeer, of hy gee partykeer 'n opdrag aan die wêreld om hy mekaar te maak. Sodat hy dit vir sy kinders kan gee. So as daar 'n wêreldling by jou kom en sê, hoor jong, ek weet nou nie wat voel ek nou nie, maar hier binne in my gebeur daar iets. Ek voel ek moet jou nou R500 gee, sê baie dankie, die Here het dit vir jou gesê om te doen. Okay. Maar nou nie so skynheilig wees en sê, o nee, ek het nie die R500 nodig nie, vat dit, dan vat hy R500 gee vir iemand anders jy dit nie nodig het nie. Okay. Jy betaal eers jou 10de en dan betaal jy jou offerande en dan gee jy weg. Dis die prinsipal. Alright, is julle by. Hy lê die las op die wêreld. So hoe werk God se koninkryk? Hy werk soos hy wil. God het 'n plan wat ek en jy nie kan bedink nie. Wat ons nie kan vooraf bepaal nie. Hy weet wat hy wil doen. Volg sy stem en volg sy woord. Okay, kom ons bid saam. Vader, ek wil vra dat U hierdie konsep van die koninkryk in ons harte sal oorweek. Ons het vanaand, Here, stil gestaan by die inleiding van dit. Here, waar die profeet Haggai gesê het, julle het gesaai en min ingebring. En Here, ek wil bid, ons is in ons eie lewe dikwels so, ons saai, maar daar kom niks in nie. Terwyl die woord van die Here vir ons baie uitdruklik sê, Here, ons sal saai en daar sal 'n 60, 'n 30 en 'n 60 en 'n 100voudige opbrengs wees vir elkeen wat in die koninkryk is. Sal U ons die genade gee om hierdie beginsels te verstaan en dit toe te pas in geloof nie, Here. Help ons om gehoorsaam te raak aan U stem, dat ons sal doen wat die Here van ons verwag, is my gebed in Jesus se naam. Vandag ons almal, Here, bewaar die karre waar hulle heen gaan, elkeen op die weg, Here, dat hulle veilig by die huise sal kom, bewaar hulle deur die nag, Here, ook in die week wat voor lê, hou U hand van beskerming en veiligheid oor elkeen. En ek wil bid dat U ook so U engele, Here, opdrag sal gee om oor elkeen te waak, die wat U aangestel het, Here, ook as dienende geeste wat oor ons is. So wil ek vra, Here, sluit ons in van voor en agter en lê U hand op elkeen van ons in Jesus se naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Alright, julle, blessings vir julle en
Julle het lekker gesit op die sagte banke vanaand. Dink ek moet julle volgende week terugvat. Want ek sien nie lang gape hier vanaand. Die presensielys moet julle asseblief net almal invul, hoor, hy lê daar op die bank hier voor. Dit is